Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons het 'n nuwe kantoornommer 067 825 0752. Maak seker jy save dit op jou foon sodat jy ons maklik kan kontak. In tye van nood is ons as gelowiges geroep om te dien met deernis. Ons het 'n bediening wat hospitaalbesoek doen vir die wie hoop en gebed nodig het. Ons gaan ook bedien by Nightingale Frail Care. As jy deel wil wees van hierdie bediening waar jy 'n verskil in lewens kan maak, maak kontak met Sunay Smit. Met die opbou na Pinkster toe gaan ons die laaste woorde wat Jesus aan die kruis gesê het bespreek. Hoe het hierdie woorde ons geskiedenis gevorm en wat beteken dit vir ons vandag? In 2007 het Dr. Douwe hierdie huis in uitsig gekoop om 'n veilige tuiste vir babas sonder heenkome te skep. Sedertdien kon Huis ten Buse al meer as 480 babas help deur om vir hulle liefde en versorging te bied, iets wat natuurlik elke kind verdien. Om so 'n huis onderhou kos natuurlik baie geld en byvoorbeeld terwyl hierdie gras 'n baie lekker speelarea maak, word dit verskriklik warm in die somermaande wat klein voetjies baie seer kan brand. 'n Afdak sal dan nuttig gepas kom, nie net om die gras koeler te maak nie, maar ook om die huis af te koel. Hierdie is byvoorbeeld 'n baie groot probleem, heeltemal te min spasie vir 10 klein lyfies se wasgoed. Daar is ook 'n paar strukturele probleme by die huis, soos hierdie onstabiele muur. Hier is ook 'n verstopte drein wat aandag nodig het. So hier is net 'n handjievol van die probleme waarmee Huis ten Buse spook. En as jy kan en graag wil help, maak seker jy kontak Dr. Douwe of Huis ten Buse direk. So, net so tot opbou na Paasfees toe, ons het 'n preekforum wat met mekaar kom en ons bid saam en ons hoor saam en ons
droom saam, en daar was so 'n tydperk vir nou, die tydperk wat ons nou in is, wat ons nie heeltemal oorseker was nie, en toe met eens, asof die Here vir ons net 'n woord gee, en sê, but this is it. En dit gaan na die opbou van Paasfees toe, so Paasfees, wat gaan gebeur, daar's 'n paar mooi goed wat ons instoor het, en ek wil vir jou vra as jy hier is, om hier te wees die Vrydag en die Saterdag, maar ons het besluit hierdie jaar ook ervaar dat die Donderdag aand reeds, voor Paasfees, ons jou geleentheid gee waar jy kan inkom, en net, ons gaan dit self help, nagmaalstasie hier in die agterkant, hier by die DDK lokaal, en ons wil jou vra om van die geleentheid gebruik te maak, om in te kom, en net te kom beleef en te ervaar, ter voorbereiding vir dit wat kom, te dink en te beleef en te ervaar wat Christus moes deurgemaak het, die nag toe hy gevangen geneem is en gekruisig is, en net daar te kom staan, so daar gaan nie, iemand vra net nou, gaan daar 'n preek wees die Donderdag, asseblief nie, as die Donderdag 'n preekie, okay, dis net vir jou, om te kom, en net jouself, by die nagmaaltafel te hoor en te beleef wat die Here vir jou en as 'n gesin kom sê. So dis die Donderdag aand. Ons sal dit later vir jou baie mooi weer verduidelik, en dan die Vrydag het ons 'n diens en die Sondag het ons 'n diens. So as jy weggaan, geniet dit. As jy soos ons is wat nie die verkeer wil trotseer nie, dan bly jy by die huis en kom kerk toe. Dis wonderlik, is lekker en kom enjoy die tyd. Maar die opbou soontoe het ons die woorde wat Jesus gesê het aan die kruis voor hy gesterf het. Jy weet, het Jesus 'n klomp uitsprake gemaak, en hierdie uitsprake is nie net woorde wat Jesus gesê het net om die tyd verby te kry nie. Hy het nie sy asem gemors nie, hy het uitsprake gemaak vanaf die kruis wat 'n ewige impak op ons lewe het, en ons gaan vir die volgende paar geleenthede wat ons mekaar saam is, gaan ons na hierdie woorde kyk wat Jesus gesê het, en daar is 7 uitsprake wat hy gemaak het, ons gaan na 5 van die 7 kyk, en ons gaan oor dit praat die volgende paar Sondae, en natuurlik met die opbou na Paas naweek toe. So vanoggend skop ons af met die een wat vir my die fondasie is van alles wat Jesus gesê het van die kruismoment af. Die belangrikste oomblik in die geskiedenis van die mens is die kruisiging, en van daai oomblik af hang Jesus aan die kruis, en hy maak uitsprake, en die eerste uitspraak wat hy maak is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar staan geskryf, jy kan kyk in Lukas 23 staan geskryf, en toe hulle by die plek aankom wat Kobbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, asook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerkant, en daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie, en hulle het ook op sy klere verdeel, die lot verdeel, en die lot gewerp. Dis die prentjie wat ons sien van waar hierdie woorde gespreek word. Jesus hang aan die kruis. Maar hoe gebeur dit? Ons gaan net so 'n bietjie teruggaan, net waar die storie begin. Dit gebeur met Jesus wat op pad is na Jerusalem om Paasfees te gaan vier. Nou, die storie agter die storie is, op hierdie tyd het die mense geweet van Jesus, die hele omgewing was bewus van Jesus, en oral waar Jesus gegaan het, dit was interessant geweest as jy Jesus se geskiedenis gaan volg, hy het nooit in een dorp te lank gebly nie, want hy was nie daar om 'n mega church te begin nie. Jesus was daar om die heerlikheid van God oor die hele omgewing te versprei. So net as mense hoor van Jesus en hulle kom saam na waar hulle hoor hy is, dan sy weer weg, nee, en so het hy beweeg, maar dit het 'n klomp vrae beantwoord, en soveel so dat die skrifgeleerdes en die fariseërs en daai klomp manne het gesê, maar hoorie, as Jesus weer Jerusalem toe kom, gaan ons hom gevangenis neem. Ok, so nou sal almal dink, Jesus gaan nou kom vir Paasfees, maar hoe gaan hy dit doen? Gaan hy stil daarin kom? Gaan hy probeer agterin, gaan homself vermom dat niemand hom kan sien nie? Gaan hy miskien daar staan waar die Paasfees gevier word in die tempel of in die sinagoges, en miskien net daar so stil staan en net vir almal na die tyd te sê, ek was daar, jy know, been there, got a t-shirt prentjie van ek was daar gewees. Nee, Jesus sien ons kom in en is 'n groot skouspelagtige oomblik. Hy kom in en mense juig hom toe en hulle gooi palmtakke neer, en van die mense trek van hulle baadjies en jasse uit en gooi dit voor hom neer, en hulle sing hallelujas liedere en hulle maak 'n groot gejuig. Soveel so of Jesus wil kom aankondig, but now I am here. Ek het gekom, ek gaan dit nie wegsteek nie, ek gaan dit nie verskuil nie. En die ander interessante ding is wat Jesus doen, is hy kom in op 'n donkie. Nou, hoekom sal jy sê 'n donkie? En ons het al baie gesprekke daaroor, maar as 'n teken daarvan, waar Jesus kom wys vir almal, ek weet
wat nou met my gaan gebeur. Ek kom Jerusalem toe vir 'n spesifieke doel. Dis nie vir my vreemd nie, dis nie vir my iets wat iemand my omkant gaan vang nie, dis nie hulle gaan my terloops gaan hulle my raak sien nie. Ek kom hiernatoe, ek kom vir 'n spesifieke doel, ek is gereed vir hierdie doel, en daarom kies hy 'n donkie, want op elke donkie se rug is 'n teken van 'n kruis. Nee, jy kan gaan kyk, elke donkie se rug. En dit is asof Jesus kom en hy wil die verklaring maak, ek kom in Jerusalem met 'n kruis, en ek gaan hier uit met 'n kruis. Ek weet dit. That's why I'm doing this. Ek weet presies die rede hoekom ek kom. En ek arriveer op hierdie donkie, en ek dink soos wat daar sit, en ek wil my probeer indink, en hy daai kruis sien, besef hy, hierdie kruis gaan 'n teken word vir almal, vir die hele gemeenskap, vir elke mens, vir elke persoon wat nog nie glo nie, en wat gaan glo, gaan hierdie kruis 'n teken word van oorwinning, en ek is die een wat hierdie kruis dra, ek is die een wat op hierdie kruis gehang geword, en dit is dan van hierdie kruis af, 'n paar dae later, soos wat Jesus ingekom het, waar hy hierdie woorde spreek en sê, Vader, vanaf hierdie kruis, spreek ek hierdie woorde, vergewe hulle. So Jesus het nie gekom, en was onseker oor sy roeping nie, hy was presies oortuig van hoekom hy op pad is, na Jerusalem. En wat hy daar kom doen. Net voor hy gevange geneem is, het hy hierdie gebed gaan doen in die tuin, en hy bid die volgende, hoor mooi, so Jesus is daar, hy weet presies hoekom hy is, en hy bid, hy sê, Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë hemelwaarts gerig, en gesê, Vader, die uur het aangebreek, verstaan, die tyd het aangebreek, ek is hier, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik, u het aan die Seun volmag gegee, om die hele mensdom, om aan almal wat u aan hom gegee het, die ewige lewe te gee, en die inhoud van die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Hy sê, Here, dis hoekom ek nou hier aankom, die werk wat u my voorgestuur het, is voltooi, en ek kom in Jerusalem aan, en ek weet hoekom ek is vas oortuig die rede, en ek weet hoekom ek hier aankom. Hy skryf, ek het voltooi wat u my gegee het om te doen, verheerlik my dan nou ook by u self, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het. Net gou stop daar, is die aircons te koud vir julle, moet ons dit afsit, is dit reg? Is julle sharp? Okay. Ons kan nooit almal altyd gelukkig hou nie, en elke Sondag na die tyd praat mense met in my oor. Vandag het ek onthou, hulle sê is reg, so dis nou, op almal wat hulle hande opgesteek het, baie dankie. Goed, die prentjie, Jesus kom, en hy spreek hierdie woorde, hy sê, die uur het aangebreek, my tyd het gekom, en ek gaan hierdie woorde spreek oor die mense heen, vergewe hulle. Nou, dit is belangrik om te verstaan die tyd en die plek, toe Jesus het gespreek het, nie? Jesus spreek dit vanaf die kruis, en in 'n plek om te sê, maar eintlik spreek ek dit nie net vir hierdie ouens wat hier voor my staan nie, maar ek spreek dit oor almal. Onthou nou, Jesus het ingekom, en mense het hom toegejuig, en was opgewonde, het geselebrate. Dalk van daai selfde mense daar gestaan toe hy gekruisig is. En Jesus kom en hy spreek oor almal. Hy sê oor die geskiedenis van die begin tot die einde van die wêreld spreek ek, vergewe hulle vir elke sonde wat daar gepleeg was, gepleeg word en nog gepleeg gaan word. Maak ek 'n uitspraak oor die ganse mensdom, waarvan af van die kruis af, wat die middelpunt van ons menselewe is. En hy sê van hierdie moment af, van hierdie plek af, maak ek hierdie uitspraak, dis 'n plek wat ek wil hê geen mens ooit moet beleef. Dit wat ek nou beleef, die angs, die vrees, die verwerping, die pyn, die lyding, die skuld, wat ek op my neem, sodat geen mens dit ooit hoef te beleef nie, vanuit hierdie posisie af. Dit wat ek ervaar, die pyn in my liggaam, spreek ek die woorde, vergewe hulle, en dan sterf hy vir alle sondes, en ek skryf dit wetend en onwetend. Weet jy hoekom sê ek dit? Want ons dink baie keer, Here, ek het sekerlik gesterf, weet ek, vir al die sondes wat ek, onwetend gedoen het. Maar Here, ek het sekerlik nie gesterf vir die sondes wat ek wetend gedoen het nie.
Weet jy, oomblik as jy dit sê, dan beteken dit, jy sê, Jesus, toe jy daai woorde gespreek het, vergewe hulle, het jy nie die krag en autoriteit gehad om alle sondes aan te spreek nie, maar net sekere sondes, en die sondes wat ek dink, kwalifiseer voor, dit het jy aangespreek, maar die res, is dit waarmee ek moet leef, en dis waarmee ek moet battle, en dis waarmee ek moet struggle, die res van my lewe, want daar sekere goed. Dan wil ek vir jou vra, wie is ons om te dink dat die vergifnis van Christus nie totaal en al 100% was nie? Soos Jesus toe hy gesê het, vergewe hulle. Dink gou, elke sonde is vanaf die kruis, nie vanuit 'n kerk se verhoog nie, nie vanuit 'n radio wat jy luister wat iemand sê jy's vergewe nie, vanaf die kruis gespreek en gesê vanuit hierdie posisie waar die seun van God vasgeslaan is aan 'n kruis, vanuit hierdie posisie spreek ek iets en wat ek sê is vergewe hulle, vergewe elkeen van ons, en dan wat doen hy? Hy neem die sondes, wat hy nou net aangespreek het, al die sondes neem hy op hom, en toe hy al die sondes op hom neem, toe sterf hy, met die sondes. Sê ek vat al die sondes van die wêreld, van elke mens, sit dit op my skouers en ek sterf. Die feit dat ons verstaan, Jesus sterf vir ons, kom vanuit 'n verbond wat God gemaak het met Abraham, toe hy vir Abraham gesê het, groot volke, groot nageslag, jou eie land, en dan sê hy ook vir Abraham in die verbond wat hy maak, en deur jou sal alle nasies van die wêreld geseën wees. Deur hierdie verbond wat ek met jou sluit, Abraham, beteken dit dat in hierdie lyn gaan daar gebeur dat elke persoon in die wêreld heen vir ewig geseën gaan wees. Dis die verbond wat hy maak. En hoe die verbondsreëls gewerk het, daar's 'n klomp, ek gaan nie almal noem nie, maar een van die verbondsreëls was, die enigste manier hoe 'n mens uit 'n verbond uit kan kom, en hy het met Abraham 'n verbond gesluit, wat daai verbond moes tot 'n einde loop, sodat Christus met ons 'n nuwe verbond kon sluit. Nee, want die verbond met Abraham was gewees, het ook iets anders ingesluit. Dit het ingesluit dat sou jy iets verkeerd doen, jy gestraf gaan word, en dis die hele prentjie van nog een van die reëls was, jy staan hier teenoor mekaar, as ons 'n verbond mekaar maak, ons seën mekaar, ons straf mekaar, ons vloek mekaar, vervloek mekaar, daarom nie vloek nie, vervloek, so sleg het klink het, maar anyway, staan en vervloek mekaar, en die prentjie is, die enigste manier hoe uit daai verbond kon uitkom, is een van die twee partye wat die verbond gesluit met mekaar moes sterf. En Christus sê, ek gaan sterf, want God het deur Noag gesê, hy gaan nooit weer einde aan die mens bring nie, en hy sê, ek gaan sterf, sodat ons einde kan maak vir die ou verbond, maar die nuwe verbond behels iets anders, dit behels dat die seën van Abraham nog steeds aangaan, maar die vloek wat op die oortreders van die wet gerus het, 'n einde maak by die kruis. Dis hoekom dit gebeur, en hoekom Christus dit doen. So, ek skryf, Jesus het 'n vloek aan die kruis geword, sodat die vloek van sonde oor die mens verbreek kon word. So Christus sê, ek vat die sonde, ek sterf met dit, sodat hierdie vloek van sonde oor die mens gebreek kan word, maar deur Christus word alle mense nou die geseëndes van die Here. Kyk gou, as ons lees in Galasiërs 3, dit sê dit presies verduidelik Paulus dit aan die mense van Galasië. Hy sê vir hulle, Christus het ons losgekoop van die vloek wat op die wetsoortreders rus, toe hy vir ons 'n vervloekte geword het, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang, en dit wat Christus Jesus gedoen het, in die verlede, dit wat Christus Jesus gedoen het, het tot gevolg, dat ook die nie-Joodse nasies, as ek en jy, deel kry aan Abraham se seën, en dit beteken dat ons deur die geloof, die gees, wat die gees beloof is, ontvang. So met ander woorde, wat beteken die seën? Die seën sluit in, dat ons die Heilige Gees ontvang, om binne ons te woon, wat ons kom oortuig van wie ons is in Christus, dis die werk van die Heilige Gees. So wat sê hierdie gedeelte? Hy sê dat al die sleg en die verkeerde wat gekom het, as ons die kruis in die middel sit, al die sleg en die verkeerde wat gekom het as gevolg van daai verbond, stop, die vervloeking stop by die kruis, maar wat filtreer deur die kruis, wat gaan, word amper ge-amplify deur die kruis, die seën wat daarmee gepaard gaan. So besef jy, die bevoorregte posisie waarin ons leef, ander kan die kruis. Ons leef in 'n plek waar ons die geseëndes van die Here is. Ons leef nie in 'n plek waar ons deur sondes vervloek is nie. Ons leef in 'n plek waar ons die geseëndes van God is. Dis 'n nuwe plek, dis 'n nuwe koninkryk, dis 'n nuwe storie wat met God gesluit is.
En dit het gebeur toe Christus die woorde spreek, vergewe hulle, maar hierdie vergifnis het implikasies. Die oomblik toe Jesus sê, Vader vergewe hulle, toe impliseer dit beteken vir my vandag iets hier waar ek sit. Onthou mooi, Jesus het dit gesê, geen mens nie, nee? Jesus, God, sê. Nou as die Here vir jou sê, jy is vergewe, wie is jy om jouself nie te wil vergewe nie, nee? Wie is groter as God? En wat 'n groter uitspraak is daar van die kruis af? Dis die grootste, hoogste punt van 'n uitspraak wat gemaak kan word. En vanuit daai plek kom die Here en hy sê vergewe. En hierdie vergifnis het sekere betekens, implikasies vir ons as mens. Ek het jou gevat na 2 gedeeltes in die Bybel, net om iets mooi te verstaan wat Jesus kom skryf, ook Paulus kom herinner, of hy kom leer die Kolossense hieroor. Hy sê, eers was julle ook ver van God af, nee. En dis asof hy het vandag vir ons wil sê, weet jy wat het ons elkeen, ons was ver van God af. Hy sê, met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyandig gesind is. Dan in ons optrede was dit sigbaar dat ons nie God as 'n vriend sien nie, maar meer as 'n vyand of iemand wat net nie deel van ons bestaan is nie. Hy sê, maar nou het hy julle met homself versoen, God, die Vader, het ons versoen met hom, deur dat sy seun as mens gesterf het, om julle voor hom as sy eie mens te laat staan, skoon en foutloos. Die implikasies van wat gebeur het aan die kruis is, hy sê, en God het julle kom verander, dat julle soos sy eie sy gees sal ontdek, sy gees sal hê, een en dieselfde gees, en dit stel julle in staat om voor hom te kan staan, skoon en foutloos. Dis die een implikasie wat die kruisigingsmoment toe Jesus daai woorde gespreek het vir ons beteken. So dit beteken, yes, jy wat hier staan en God staan reg voor jou, staan voor God, hoe? Skoon en foutloos. Wie is ons om onsself anders te sien as skoon en foutloos voor die Here? Die tweede vers wat jy toe vat, en dan gaan ek nou oor dit gesels, is in 1 Petrus, en hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, so hy vat jou sondes, dra dit, hy sê, en so is ons vry van die sonde. So die oomblik as ek iets by jou vat, kyk as jy nou 'n swaar las het wat jy dra, 'n swaar rugsak, en ek kom vat hom by jou, né? Dan voel jy, nou kan ons 'n bietjie verder stap. Ons was nou by 'n mannekamp en ons het daar op 'n stadium by 'n berg opgeklim. Gewoonlik probeer hulle snaakse gedoen deur die ouens wat rugsakke vat klippe in te sit, maar hierdie ouens was ordentlik. Ek sien was geredde mense, hulle het nie gedoen nie. Maar anyway, maar dan kom iemand en hy vat partykeer daai sak en dan sit asof jy voel net so verlig. Nee, jy voel actually ek het nou weer krag om verder te gaan. Nou die prentjie is, hy sê het hy daai sonde van ons kom afhaal. Hy sê en so is ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe. Hoor jy? Ek het die sonde vir jou kom afhaal en dit bring iets voort. Hy sê nou kan ons lewe omdat God ons verhouding met hom herstel het en deur sy wonde is julle genees en vroeër was julle soos verdwaalde skape. Nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. En daar's 'n sleutel, nê? Hy sê Christus is nie net die een wat jou vergewe het nie, maar hy is ook die een wat jou lewe bewaak. Hy is die bewaker van jou lewe. Dit beteken totdat die dag wat jy jou laaste asem hier uitblaas, het jy 'n bewaker. Ons verstaan dit, die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het om ons te help en te dra in die tydperk wat ons is, om te kan verstaan dat Christus het gesê vergewe, dat ek kan sê Here, ek het 'n bewaker wat my die hele tyd gaan herinner, die hele tyd van gaan kom sê ek is vergewe. Okay? Implikasies. So die eerste implikasie, daar's 2. Jy moet al 2 hoor. Jy kan nie net een vat en nie uitstap nie, jy moet al 2 vat. So die eerste implikasie van Jesus se woorde vergewe vir hulle is, sê vir jouself, ek is dood vir sonde. Dis die eerste implikasie. Die implikasie is, dit impliseer in my lewe dat ek is dood vir sonde. Hoekom? Want Christus het my sonde gevat en gesterf, so die sonde het gesterf, so ek is dood vir sonde, en ons gaan oor hom gepraat. So God het ons reeds vergewe, skryf ek, lank voor ons nog gesondig het. En ons hoor en dink ons, maar wat bedoel ons baie keer hierby? Dink gou daaraan, toe Christus gesterf het, man, jy was nog nie eens 'n gedagte in jou oupa grootjie se mind nie, man. Jy het nog glad nie geleef nie. Jy weet, jy het nog nie bestaan nie. Toe het Christus alreeds aan jou gedink en gesê, ek vergewe jou. Toe word jy gebore,
En jy begin 'n paar verkeerde dinge doen, jy het eers katte kwaad wat verder gaan, ensovoorts, en jy raak stout, man. Ergens neem jy Jesus aan, en jy besef, ek was maar Filistyn, en die Here moet my vergewe, en die Here kom vergewe jou, en dit is so 'n mooi great moment, en nou leef jy 'n klomp jaar na jy vergewe is, en nou dink jy maar, hoe moet ek hierdie lewe leef, want nou doen ek iets verkeerd, en die oomblik as ek iets verkeerd doen, dan sê ek, die Here kan my seker nie hiervoor vergewe nie. Wie is ons? As Christus sê, ek het jou vergewe voor jy gebore was, vir alles wat jy gaan doen. So wat se sonde kan jy doen, wat die Here sê, maar, daai is bietjie taaf, hè? Hoor dit. Romeine 5:8 sê, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners. Christ died for us. Dit beteken, as iemand 'n sondaar is, beteken as iemand wat nie God wil dien nie, wat nie in 'n verhouding met God wil wees nie, wat God inteendeel vermy en sê, I don't want anything to do with this God. Dis is sondaar, iemand wat nie in God glo nie. Hy sê selfs vir daai ou, sê Jesus, het ek jou sonde vergewe, ek het vir jou gesterf, het ek die woorde gespreek, vergewe hulle. Dit beteken, jy is reeds vergewe, voor jy nog skuldig voel. En dis, ouens, hierdie is taaf. Die oomblik as ek dit sê, dan is asof in jou mind is daar 'n paar goed wat sê, dit werk nou nie lekker nie. Hoe kan dit wees? Here, hoe kan U my vergewe, voordat ek skuldig voel? Ten minste, laat my net skuldig voel. Vandag gaan ek ten minste na U toe gaan en sê, ek is jammer. Maar dan sê Rian, voor jy nog skuldig voel, sê ek jou vergewe. Dan sê ek, dis bietjie, hoe werk hierdie goed? Want dit is eintlik logies, want God het jou vergewe nog voor jy sonde gedoen het, en jy moet eers sonde doen, sodat jy kan skuldig voel, né? So voor jy skuldig gevoel het, kom die sonde, en voor die sonde daar was jy vergifnis daar, so voor jy nog skuldig voel, het jy al klaar vergewe. Dis wat dit impliseer toe Jesus gesê het. Kan jy dit vat? Kan jy dit vanoggend hoor, dat Christus vir jou sê, ek het jou vergewe? Jy sien dan pop hierdie vraag op. Rian, so wat sê jy? Kan ek nou maar na hartelus sondig, omdat ek reeds vergewe is voor ek sondig? Sien, dis die ding wat nou mense altyd wil gaan. So wat sê jy nou eintlik? Het ek nou 'n free ticket, nê, om te gebruik, om te sê as ek sondig, sorry, ek is klaar vergewe, ek kan doen wat ek wil, ek kan leef soos ek wil, ek kan 'n grootste Filistyn wees, maak nie saakie. Wat dink jy? Eerlikwaar, as jy dit sê, wat dink jy? As ouens gewees in die tyd toe Paulus op die aarde was, hy leer die man in Romeine presies dit. Ons kom op dieselfde punt, daar is so 'n moment, en jy kry altyd een of twee slim kalante, wat vir hom nou dit vra. Hoor nou dit, hulle vra vir hom, hulle sê vir hom, hoorie, beteken dit nou dat ons in die sonde moet voortlewe, sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Ek dink Paulus het so gekyk gesê, as jy swaap, mag jy mense dit sê in die kerk, is jy dom? Hy sê net, hy stel dit beter, hy sê hoegenaamd nie. Hy sê, my maat, daar's nie eers 'n manier, dat hoe kom hierdie denke in jou kop op, om te sê, as ek wil genade hê, moet ek meer sonde doen, want dan kry ek meer genade, en hy sê, is nie lekker nie my ou. Die prentjie is, hy sê, dan verstaan jy iets van God se vergifnis glad nie, dan verstaan jy iets van wat hy probeer sê het, hy het jou sonde geneem en gesterf, hy sê, jy verstaan nie, dat jy actually dood is. Wat beteken dit as ons sê, jy is dood vir sonde? Dit beteken die drang binne jou, om te wil sonde doen, is dood. Nee, die begeerte binne jou, om te wil verkeerd doen, daai begeerte is nie meer daar nie, dit is ge-erase, dit is gone, nee, ons het hom uitgehaal. So, dis wat Christus sê, ek het daai goed, daai begeertes, daai drange, die goede, het ek gevat uit jou lewe uit, en ek het seker gemaak dis dood, want ek het saam met dit gesterf. Ek het gevat en gesê, ek gaan dit nie sê dit is dood nie, en ons begrawe dit nie, nee, ek vat dit saam met my graf toe. Dis dood. As kinders was, dan speel ons cowboys en crooks, ek en my boeties, want ons elke seker gannetjies, dan skiet ons mekaar, nee, kyk, jy skiet die ou baie keer 10 keer, dan val hy neer, sê, jy's dood man, dan val hy nou neer, dan kom jy skiet, dan maak jy so, dan sê jy, nou is jy mors dood. As jy dood, en dan sal erger as dood is mors dood, nee.
So Christus wil vir jou sê, die sondes, die drange is morsdood. Want ek het seker gemaak, ek het dit op my gevat en is saam met my dood. Verstaan? Hy sê, hoegenaamd nie, ons is immers dood vir die sonde, dis tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Hy sê, as iets dood is dit onmoontlik. As jy dood is, kan jy tog nie enigiets meer doen nie. Die vraag is egter, is jy dood vir sonde of leef jy nog vir sonde? Verstaan? Dis 'n valid vraag om te sê, maar bedoelende, as ek sê ek leef vir sonde, ek wil nog so graag hierdie verkeerde goed doen. Ek wil dit graag akkommodeer in my lewe, want ek voel, ag, dit was 'n harde dag by die werk en ek kan nou maar na hartelus uitgaan en net gaan verkeerde goed doen, want dit gaan my laat beter voel. Is die drang dood? Is die prentjie dood? Sodra jy Christus aanneem en jou identiteit in hom vasmaak. Jy sien, dis waar die antwoord kom, want die vraag is, okay Rian, maar hoe gaan ek dood in my drange? Nou weet jy wat doen ons, probeer ons verkeerd doen? Ons probeer 'n lysie maak van wat ek moet doen, sodat ek moet ophou. Soos die ou wat nou gesê het, sy grootste issue in sy lewe was, hy wou baie graag gewig verloor, nee, massively. Ek het planne, ek gaan gewig verloor. Nou, wat hy per ongeluk, die fout wat hy maak is, in sy pragtige eetplan, op pad na sy werk toe, is daar 'n bakkery wat die lekkerste donuts verkoop. Okay, so as hy hom kan kry, dan stop hy by die bakkery en hy koop vir hom 'n paar donuts en hy gaan werk toe. En as hy by die werk kom, dan sien al die mense die donuts wat hy het, en dan voel hy skuldig en gee vir een van twee van hulle ook 'n donut. En sê, hier is vir jou donut, en hy eet hy sy donuts. En die ouens sê vir hom, as jy nie op 'n gesondheids eetplan, jy sê yes. Nou sê hulle maar, hierdie donuts, hoe werk dit? Hy sê, man, weet jy wat, ek weet nie, maar dit is op my pad, dit is maar deel van my lewe. En een ou sê vir hom, maybe, as jy die donut shop misry, gaan jy nie in die versoeking kom om donuts te koop. Hy sê, okay, dit is 'n plan. En hy besluit, hoe van môre af ry ek die donut shop mis. Toe kom hy agter, hy ry eintlik altyd 'n ompad werk toe, nê? So eintlik is die donut shop is op 'n ompad. Maar nou ry hy hom mis en hy kom by die werk aan en dit gaan goed vir so 6 weke. Die ouens sien hy stap daarin by die werk met nie 'n donut by hom nie. En niemand sien dat hy en die ouens voel trots. Hulle sê vir hom, hoorie, jy doen goed, ons is so bly, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê, want ek het julle raad gevolg. Al wat ek doen is, ek vermy wat verkeerd is. Ek ry die donut shop mis. Dit gaan goed, 6 weke gaan verby. En hier kom hy eendag weer by die werke met donuts. Nou sê hy, ons nou, man, ek het nou met die Here 'n bietjie gepraat oor die storie. En ek het gevoel, dalk is 1 donut nie verkeerd nie. Net enetjie, nê? Gaan ons so niks skade doen nie. En hy sê toe, besluit ek gaan vandag maar weer, maar toe's bargain ek met die Here, want dis ons baie keer doen. Here, as ek nou by die donut shop kom vandag, en as 'n parkering voor die deur, dan weet ek, u sê, dis okay. Hy sê, en hulle sê, en julle sal my nie glo nie. Toe ek die 3de keer om die shop ry, toe staan 'n parkering reg voor die donut shop. Ek sê, ons maak lysies om te sê, wat gaan ons weerhou om verkeerd te doen? Maar al wat jy doen is, jy raak sonde behep. Jy raak so gefokus op die sonde, jy vergeet, Jesus het jou vrygespreek van dit, het jou vergewe van dit. Ek dink wat ons bedoel is, in plaas daarvan om te fokus op dit wat verkeerd is, te fokus op die een wat reg is. Te fokus op sy heiligheid. Ek meen, behold hom, aanskou sy heerlikheid, kyk na Jesus, en hoe meer ek intieme tyd met hom spandeer, gebeur iets binne my. Ouens, jy change. Ek kan jou guarantee, as jy elke dag gaan Bybel lees, jy gaan ernstig bid, en jy gaan sy aangesig soek, en jy gaan sy teenwoordigheid na streef, en die belewenis, die bewuswording van God in jou, is al waar dit gaan. Ek gaan vir jou sê, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan later agterkom, daar's goed in jou lewe wat jy nie meer doen nie. Daar's drange in jou lewe wat afgesterf het, want dis wat hierdie woord vir my sê. Hy sê, kyk na die een op die kruis en waar hy hang, wat sê, vergewe my. Kyk na Jesus, moenie kyk na die sonde en wat moet vergewe word nie. Fokus op hom, kry jou gedagtes by hom. Die oomblik as jy dit doen, ek kan jou garantie, jy gaan terugkyk en sê, wat het van hierdie drange geword in my lewe? Want ek is gefokus op Jesus, en dit skryf ek, dit is 'n proses. Onthou nou, dit is 'n proses. Dit is 'n proses van waar ek elke dag ontdek wie ek is, die woorde vergifnis oor my lewe gedoen het. So die tweede implikasie is,
Die eerste een is dood vir sonde, die tweede een is lewend vir God. Want eers dan kan ek verstaan, ek is lewend. Jy kan nie net wil sê, ons moet probeer dood wees vir sonde nie, ons moet begin lewend raak. Wat beteken, en ek wil begin klaarmaak, om lewend te raak vir die Here? Jy kan nie sê jy is lewend vir God, maar jou lewe wys dit nie. Ons kan nie leef soos mense wat nie glo nie. Met ander woorde, dit moet sigbaar word. As ek sê, ek lewe vir God, moet dit sigbaar word. Iets van dit, die manier hoe ek leef, wat ek sê, hoe ek doen, man, selfs die manier hoe ek stres, ek Christen stres anders, stres met hoop, nee. 'n ou wat die Here nie dien nie, hy is hopeloos. Aanhou stres en sê, maar daar's lig, want God is op die troon, nee. Ons moet leef soos mense wat voortdurend vernuwe word. Kyk gou hierdie gedeelte in Kolossense, gaan lees die hele Kolossense 3, ek hou in die gedeelte, dit is nogal lank, maar dis wat ons sê, as ek sê lewend vir God, dis wat ek sê, dis wat ek bedoel, dis hoe ons moet leef. Hy sê, wees dit, aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is. Nee? Here, ek is opgewek. Hy sê, streef na die dinge wat daarbo is by Christus. Met ander woorde, moenie gefokus leef sonde behep nie, maar wees Christus gefokus. Dis wat hy sê, dis ook moet leef Christus gefokus. Hy sê, waar hy aan die regterhand van God sit, laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie die aardse sondes nie, maar deur die hemelse dinge, nie? Hy sê, nie die dinge op die aarde nie. Daarom moet julle die volgende wêreldse dinge afsterf wat deel van jou lewe is. En hier is 'n lys van goed. Hy sê, ouens, hierdie goed is deel van jou lewe. Raak klaar daarvan. Hoe raak ons klaar daarvan? Deur nie op die goed te fokus nie, maar om te fokus op Christus se heerlikheid. Hy sê, seksuele sondes, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat van geld 'n god maak, en vroeër was hierdie dinge ook deel van julle leefstyl. Hoor hier, Rian, ek kom uit hierdie prentjie uit, ek het hierdie verkeerde goed in my lewe gehad, hoe raak ek ontslae daarvan? Dis eenvoudig, fokus op Christus en it will fall off. Ellen het 'n storie van 'n hondjie, se vlooibandjie. Hy het 'n hondjie gehad met vlooitjies op, nê? Toe probeer hy sit as hy die hondjie gebat het en dan wil hy elke keer die vlooi vang, jy weet, en dan wil hy die vlooitjies doodmaak, nê? En dit is 'n lang proses en daar's altyd nog enetjie en nog enetjie. En toe kom iemand na hom toe en sê vir my, het jy nie gehoor van 'n vlooiband nie? Sê wat bedoel jy? Hy sê, jy sit die bandjie om en weet jy wat? Die vlooier, daai poeier as die hond hom skud en ek weet nou nog nie hoe dit werk nie, kom daai poeier oor die hele hond. Hy sê, en weet jy wat? Dan spring die vlooier van self af. Eintlik, die storie is, as jy aan dink, as ek op Christus gefokus is, dan val die drange self af. Dinge van die wêreld. Hy sê, hy gaan aan, maar nou moet julle ook van al die volgende ontslae raak. Ek gaan nie lys nog aan, daar's nog goed wat gaan afval, nê? Hy sê, kwaad wees, woedebuie, gemeenheid, gevloek, vuil taal, moenie uit julle mond kom nie, moenie vir mekaar lieg nie. Julle het mos die vorige mens en sy praktyke soos ou klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek, en hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en nuut gemaak om al meer soos sy Skepper te lyk, as gevolg van die Heilige Gees wat in jou is, wat jou kom oortuig, jy's 'n geseënde van die Here. Trek jy hierdie nuwe mens aan en so verander jy en word jy nuut gemaak. Hy skryf daar, om al meer soos sy Skepper te lyk. En julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. En daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdra mekaar, en as enige 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. En die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. En met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God, en verder doen alles, of dit nou met woorde of dade is, in die naam van die Here Jesus, en so is julle heeltyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. Dood vir sonde, lewend vir God, deur te fokus op Christus, wat die woorde gespreek het, jy is vergewe,
dat hierdie praktyke van jou afval, dat ek voor hom staan, gefokus op hom, en jy gaan verbaas wees, hy sê voortdurend word jy vernuwe en verander, daai progressiewe heiligmaking, dag na dag ontdek ek wie ek is, deur te fokus op Christus en nie op die sonde in my lewe nie. Christus gaan dit uitsorteer. Jy het 'n kaartjie gekry toe by die deur ingekom het, daar's 'n plek om jou naam in te skryf, en dit is 'n verklarings wat jy jou naam byskryf wat sê ek is vergewe. I think bio everybody's got one. I think we already handed it out. As jy nie 'n kaartjie het, jy steek op jou hand, bio gaan vir jou kaartjie gee. Hy gaan seker maak jy kry een. Nou jy kan jou naam daar gaan inskryf, want dit is 'n plek waar jy gaan sê op grond van ook 2 Korintiërs 5 en Galasiërs 3 sê ons die volgende. Ons sê dit. En ek gaan dit lees, en soos ek lees dit saam met my, jy kan sag lees, jy kan hard lees, maar kom ons lees hom saam. Dis 'n verklaring wat jy maak, wat sê, toe Jesus sê, vergewe hulle, dis wat dit vir my beteken. Dit sê die volgende, ek verklaar, my gedagtes word deur hemelse dinge beheer. Ek verklaar, ek kies om elke dag die wêreldse dinge, wat voorheen deel van my lewe was, af te sterf. Ek verklaar, ek kies om dit te doen. Verder verklaar ek het die vorige mens en sy praktyke soos ou klere uitgetrek. Here, ek het daai sonde, daai drange het ek uitgetrek, ek het daar neergesmyt. Maar ek het die nuwe mens, wie ek nou is, soos nuwe klere aangetrek. Daai om mekaar te vergewe, daai goedheid, daai blydskap, daai vrede. Ek kry voortdurend nuwe insigte deur die Heilige Gees en word so verander en nuut gemaak. En God het my uitgekies en my geheilig. Ek wil vanoggend vir jou 'n geleentheid gee, ek wil vir jou bid. Daar waar jy is, kan jy net opstaan. En dan wil ek vir jou bid. Kom ons staan. Ek wil jou vra om jou oë toe te hou. Maak jou oë toe. En ek wil jou nou 'n persoonlike vraag vra vanoggend. Net vir jou. Persoonlik net jy en die Here. Ek wil jou vra, is daar enige iets vanoggend wat jou laat skuldig staan of jou laat skuldig voel as jy voor die Here staan? Enige iets, wat is dit? Wat jou skuldig laat voel op hierdie oomblik as jy voor die Here staan? Jy staan vanoggend hier en jy sê vir my, Rian, ek het die Here aangeneem, ek dien hom, ek weet dat my sonde vergewe, ek weet ek is sy kind, en ek weet ek leef in oortuiging van die feit dat ek sy kind is. Maar hoekom gebeur dit dat ek nou en dan goed doen, wat my laat skuldig voel, en wat maak ek met die goed, wat my laat skuldig voel, want hierdie goed het baie keer die vermoë, of die krag, om my weg van God af te dryf. As ek my weer kry, dan lees ek nie eers my Bybel nie, of ek spandeer nie meer tyd saam met hom nie, en as ek terugkom en daaroor gaan dink, dan besef ek, is omdat ek iets gedoen het, wat my laat skuldig voel het teenoor God, en ek het eerder maar net onttrek. En dan wil ek hê die ding, wat jy laat skuldig voel. Kyk na Jesus, en hoor wat sê Jesus vir jou. Jesus sê vir jou, jy is vergewe. Ons het nie woorde nie, Here. Here, ek in my mind op 110 rigtings laat gaan om te probeer verduidelik vir U, maar hoekom ek skuldig voel oor hierdie ding, en voor ek by die woorde kan kom om te verduidelik, sê U vir my, maar ek het jou vergewe. In my kop maak dit nie sin nie, Here. Nou wil ek vir jou vra, is God se vergifnis vir jou genoeg? Glo jy vanmôre dat die Here jou vergewe het? Glo jy vanmôre toe hy op die kruis gehang het en gespreek het en gesê het, Vader, vergeef hulle, het hy aan jou gedink? En dan al wat Jesus vir jou vra is,
Hou op om te fokus op die dinge wat jou skuldig laat voel en fokus op my. Behold me. Aanskou my heerlikheid. Aanskou my goedheid. Aanskou my liefde. Ek vergewe jou vandag. Ek kan jou waarborg, hoe meer jy Christus gaan aanskou in sy heerlikheid, hoe meer gaan jou lewe drasties verander. Jy gaan op 'n punt kom waar jy gaan agterkom, daar's goed wat nie meer deel van jou lewe is nie, wat nog altyd deel van jou lewe was. En dit is nie oor wat jy gedoen het om die donut shop mis te ry nie. Dis omdat jy jou fokus verskuif het na die een wat jou vergewe het. Bedink die hemelse dinge. Leer die woord ons. Dankie Here. Dankie Here dat ons vergewe is. In Jesus naam. As jy staan en jy sê vanoggend dankie Here, dat jy sê ek is vergewe. Steek dit op jou hand. As jy kan sê Here, ek is vergewe. Dankie Jesus. Hoor mooi, Jesus vergewe jou. Dankie Here, ek is vergewe. In Jesus naam, jy kan hand laat sak. Amen. Rian, kom ons worship. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree. Helder soos die sterre, hemel roem U naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan. Van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my hart. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak. Altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my en ek voel U asem in my. Yeah.
seer